Ek het vanmôre vir u gesê, ek gaan praat vanaand oor 'n onderwerp wat baie misverstaan word, waar daar baie oor beklei word en waar families opgeskeur word. As gevolg van hierdie uiters belangrike onderwerp. En dit is so, en ek gaan vanaand dinge sê, en ek staan vir wat ek sê, ek vat volle verantwoordelikheid vir wat ek sê, dat selfs op Christelike televisie, op jou Engelse God Channel en TBN en al hierdie ander kanale, word hierdie onderwerp bespreek en voorgehou om te onderhou. En dit is getiteld die Sabbat. Selfs op Christelike Afrikaanse TV-kanale, ons het hierdie week, dink ek, het my vrou 4 oproepe gehad, van 'n boetie of iemand op kruiskyk wat gesê het, maar hulle is nou so deur mekaar, want daar is 'n ou wat sê, ons moet die Sabbat onderhou, en hulle weet nie meer wat se kant doen. Ek wil vir jou sê, dat daai persoon gaan verantwoording voor God moet doen, vir die mense wat hy seer maak deur hierdie woord. Miskien is sy intensie goed, maar die ywer sonder die kennis, onthou wat Spreuke 19:2 sê, die ywer sonder kennis is nie goed nie. Jy kan nie God se woord wil preek en 'n halwe waarheid verkondig nie. Jy moet seker maak waarvan jy praat. Kry aanraking van God af, leer wat sê God se woord, en moenie op hierdie net by 'n buffet sit. Wat is 'n buffet? 'n Buffet is waar jy gaan eet wat jy wil. Het jy al gesien? Nou so is daar ook 'n geestelike buffet. Mense eet net wat hulle wil. Ek hou van hierdie uit God se woord uit, ek hou van daai uit God se woord uit, ek hou van hierdie, maar ek hou nie van dit nie, ek hou nie van dit nie, ek like nie dit nie. En dan skuif hulle 'n ander onderwerp op sy, of wat hulle nie van hou nie, of wat ook al die geval mag wees, en dan kom hulle uit met dwaalleer, en wanneer ons God se woord bestudeer, dan sien ons 'n totale ander prentjie. Vanaand wil ek graag God se woord wat my standaard is, God se woord wat finale autoriteit is, en ek weet nie alles nie, maar ek weet daarom iets, want ek kan daarom lees, God het my oë gegee. En jy gaan vanaand dinge sien, nou sê maar Dion, hoekom wil jy oor hierdie onderwerp praat? Soos ek reeds gesê het, is dat mense vandag raak in verwarring, en dan hardloop hulle allerlei rigtings, selfs van ons Pinkstermense, wat begin om onder die wet weer in te kom, wat die Sabbat wil onderhou, wat God wil dien op wyse van die wet. En tog het Paulus, en Petrus, en Johannes, en Jakobus, en die skrywers gewaarsku teen predikers, wat die wet verkondig. Hoor jy wat ek vir jou sê? Hulle het gewaarsku teen predikers, wat die wet verkondig. Mense, ek gaan vir jou vanaand die skrif uiteensit, nou ek het nie baie tyd nie, want môre is week en so aan, ek kan aangaan, maar dat ek het nie baie tyd nie, so ek kan nie in detail nie, hierdie is 'n sessie, 'n paar sessies wat gedoen moet word, maar ek gaan hier aanraak, en ons gaan na God se woord kyk, en ons gaan dit in konteks bestudeer, want God se woord moet in verband, in konteks gelees en bestudeer word. Anders kan elkeen vat wat hy wil en daarmee weghardloop, en jy kan met moord wegkom, want God se woord sê, gaan woes die stad uit, gaan maak die stad van kant. Jy weet, mense doen dit. Mense sê, die Here het gesê, ek moet daai persoon dood gaan maak. En dis omdat hulle een skrif gedeel, ek kan enigiets in die woord kry wat ek wil. Ek kan kry waar ek kinders moet doodmaak. Nee, ek sal nie, ek het 'n groot hart vir kinders. Van julle wat my ken weet dat ek het 'n hartklop vir kinders. My hart is vir kinders. En om babas te beskerm, en om kinders te beskerm, en so aan. Maar wat ek bedoel is, jy kan wegkom met enigiets, maar God se woord moet in verband, in konteks, gelees en bestudeer word. Maar mense vandag verstaan nie eens meer God se woord nie. Ken nie God se woord nie. Weet nie eers waar is die boek van Openbaring nie. Amen. Maak dit sin wat ek sê. Ek wil net hê jy moet amen sê as jy verstaan. En as jy aanvaar sê ouch. Amen of ouch. Sê net iets. Okay. So of as jy nie saam wat ook al. So maar ons gaan kyk wat sê God se woord. Want hierdie leringe vandag, die Sabbatsleer, die heilige naam beweging, wat is die heilige naam beweging? Het jy al met dit te doen gekry in Pretoria? Dat mense sê, jy moet nou sê, ja of Yahweh, of Yeshua, of anders sal sê, nee, jy moet sê Yeshua, anders sal sê, nee, maar jy moet sê Jehovah, jy mag nie sê Here of God nie, want dit dui op God, jy mag nie sê Jesus eers, maar het julle dit al gehoor? Julle 'n bietjie meer uit Danville, wat is die plek, Daspoort uitkom? So, hoor mooi wat ek sê,
Die mense vandag gaan praat jy met hulle en sê hulle, dis nie my God nie, Jesus. Wel, deur jou woorde sal jy geoordeel word. Amen. Mense wat sê, die woord Jesus sê, deur jou woorde sal jy geoordeel word. Ek het môre mense wat sê, dis nie my God nie, Jesus is 'n afgod. Deur jou woorde sal jy geoordeel word. Amen. Jesus Christus is sy naam. Amen. Maar mense sê, ons moet die Hebreëse name sê. Ons moet die, en ek wil nie vanaand in die heilige naam beweging ingaan nie, maar mense sê, ons moet na die Hebreëus toe gaan. En sonder die Hebreëus kan ons nie gered word nie, is jy besig met afgodediens. So jy wil vir my sê, meneer en mevrou, wat nou supergeestelik is, en dink jy is op 'n ander vlak as ander mense, omdat jy nou die heilige name van God ken, of dink jy ken die heilige naam van God, en name van God, dat al die mense in hierdie 2000 jaar, wat geleef en gesterf het, wat weergebore is, wat gevul is deur met die Heilige Gees, is verlore. Maar jy is gered. Want jy ken die Hebreëse name van God. Jy sien, dit maak nie sin nie. Jesus Christus, ek is Afrikaans, en Jesus se naam is Yeshua, en in Hebreëus en in Afrikaans is dit Jesus Christus. En ek kan nou net 'n preek daaroor kom preek het, en aangaan rondom dit, ek wil nie te veel tyd daar spandeer nie, maar hierdie Sabbatsleer, die heilige naambeweging, die feeste van die Jode wat geonderhou moet word, het julle al gehoor van die feeste? Die feeste is waar, maar dit is nie bedoel vir die kerk nie, want Jesus Christus het die feeste en die wet vervul. Ons gaan vanaand daaroor praat. En mense sal sê, maar ons moet die wette onderhou en al hierdie dinge. Die gebruik van die Joodse tradisie wat in die kerk insluit. Wat is die Joodse tradisie? Soveel meer kinders van die Here, luister wat ek sê, ek praat van omdat ek Pinkster, so praat van die Pinkstergroepe, begin om meer en meer Joodse tradisie by hulle geloof in te meng. En jy kan nie dit doen nie. Mense sê, maar ek kan nie gaan bid sonder my prayer shawl nie. Mense, nou sê jy kan nie gaan bid sonder jou prayer shawl nie. Jesus Christus is jou prayer shawl. Hy is jou bedekking. Sy bloed is alles. Hierdie nuwe teologie, nou mense sal sê, maar ons het al 'n foto van jou gesien met die prayer shawl op. Ja, ek het al 'n foto geneem met die prayer shawl, net vir die show. Nie dat daar 'n hypergeestelike ding daaraan gekoppel is, niks. Maar mense vat vandag en hulle koppel die geloof aan hierdie tradisies, en hulle sê, as jy hierdie tradisie wegvat, en as jy dit wegvat, dan is hulle geloof, then they're void, dan weet hulle nie meer hoe om iets te doen nie. Verstaan nie wat ek probeer sê? Hulle hou hulle nie 'n prayer shawl nie. Hulle het nie meer hierdie toutjies. Het jy al gesien, baie meer Christene dra die toutjies. Amen. Het jy al gesien die toutjies wat hulle broeke afdra teen hulle? Mense, dis Joodse gebruike daai wat nie vir die kerk bestem is nie. Wat nie vir my en jou bestem is nie. Mense doen al hierdie snaakse Joodse tradisies, en die kerk het so verjoods. Jy sien, daar's een van twee dinge wat in die kerk besig is om te gebeur. Is julle met my? Daar's een van twee dinge wat by die kerk van die Here gebeur. Eerstens, of die kerk verwêrelds. Die kerk raak wêrelds, dat jy nie meer kan onderskei wat's kerk en wêreld nie. Heiligheid, die heiligheid van God is 'n gruwel in baie Pinkstermense se oë. Hoor mooi wat ek sê. Mense wil nie die heiligheid van God hoor nie. Of die tweede punt is, die kerk verjoods. Dis altyd op hierdie pendulum, een van die twee kante toe. Of dit is heavy uit verwêrelds, of dit is woef, nou wil hulle sommer Jode word. Maak dit sin wat ek sê? En die kerk het so verjoods dat, in konteks van hierdie boodskap vanaand, dat jy kan nie eens meer die verskil tussen die kerk en die kerk sien, en die Jode in die kerk lyk dieselfde. En dis nie wat God vir ons bestem het nie. Ek wil vanaand God se woord voorhou, en kyk wat God se woord sê. Nou ek het hierdie preek gisteraand vinnig het ek hom neergeskryf, maar dit is omtrent 4-5 bladsye wat ek net my notas gemaak het. Nog nooit so lank notas gemaak nie, maar ek het dit gedoen, maar ek gaan nie deur alles gaan nie, want ek gaan net aan goeders raak. Ek kan in sessies hieroor kom bedien. Maar die groot ding is dat mense dink deurdat hulle die Sabbat onderhou, die feestydde onderhou, die wet onderhou, hoor mooi wat ek sê. Die mense dink omdat hulle hierdie goed doen, hulle het 'n spesiale toegang tot God. Hulle het 'n beter toegang tot God. En hulle is nou spesiaal, en hulle probeer saligheid verkry deur hulle onderhouding van die gebooie. Nee, 1000 maal nee. Die woord van God sê in Efesiërs 2 vers 8 en 9, hy sê, want uit genade is julle gered deur die geloof. Dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God, sodat niemand
mag roem nie. Nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Jy kan nie jou saligheid koop deur geestelike werke nie. Amen. Dis 'n gawe. Jy moet Jesus aanvaar. En daar's net een manier om God in elk geval te nader, en dit is deur die bloed van Jesus Christus. Daar is geen ander manier nie. Daar's net een manier. God aanvaar my gebede. Hy aanvaar my as weergebore deur die bloed van sy seun Jesus Christus van Nasaret, nie deur geestelike snaakse dinge wat ek doen nie. Nou ek verstaan baie mense doen hierdie goeders uit onkunde uit, en dis hoekom ek vanaand hier staan om mense te probeer help. Galasiërs 2 vers 16 sê, want ek praat nou oor die Sabbat, die wet, die feestydde, die onderhouding van die wet en so aan. Hy sê, terwyl ons weet dat niemand, dat geen mens geregverdig sal word uit die werke van die wet nie. Geen mens sal geregverdig, gered, gereinig, geheilig word deur die wet nie. Maar alleen, sê bietjie alleen, deur die geloof in Jesus Christus. En jy kan daai hele hoofstuk, jy kan die hele boek van Galasiërs gaan bestudeer. Maar jy sien, valse predikers met valse boodskappe is besig om die kerk in die Joodse tradisie in te vat. Luister gou 'n bietjie wat sê Paulus, en ek gaan expository preaching doen. Wat beteken dit? Dit beteken dat ek gaan 'n vers lees en dit vir jou verduidelik. Is dit reg so? Pastoor, ek wil nie te veel tyd opneem nie, maar ek het net hierdie woord wat ek wil oorbring. Ek gaan nie by alles uitkom nie, maar ek wil net ek kan jou nie met 'n halwe stuk. Ek het gisteraand gebraai. Ek kan nie my vleis half wil eet nie. Verstaan? My vrou like niks bloed in haar vleis, en soos hy wil hom gaar. Ek like dit nou weer nie so nie. Hy moet nie bloei nie, maar hy moet ten minste nog so 'n bietjie, hy moet medium wees. Jy sien, maar ek kan nie los met 'n rou stuk vleis. Met ander woorde, ek moet die boodskap lewer vanaand. Maak dit sin wat ek sê. Hoor bietjie wat sê Kolossense 2 vanaf vers 16, en mense, Kolossense 2 gaan oor die wet. Gaan lees dit. Hy sê, bly gesond as jy wil, Kolossense 2:16, andersins luister net. Waaroor praat jy vanaand, Dion? Ek praat oor die kerk wat besig is, baie van die kerklede, dank God dat daar's onderskeid in baie kinders van die Here, maar meeste is daar nie. Ek praat oor die Sabbat, mense wat die Sabbat wil aanhang. Ek wil spesifiek vanaand fokus op die Sabbat, maar dit sluit die hele wet in. Want jy kan nie net een wet wil kies en sê, "Wel, ek gaan hierdie wet onderhou nie." Die Bybel sê as jy in een wet gestruikel het, Jakobus 2 vers 10, as jy in een wet oortree het jy die hele wet, 613 wette gebreek. As jy een wet gebreek het, het jy almal gebreek. Okay, maar hoor gou wat sê in vers 16. Paulus skryf nou aan die kerk, hy sê, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of 'n Sabbat nie. Wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge. Wat, mense, wat is die wet, die Sabbat, die feestydde? Wat is dit? 'n skaduwee. Met ander woorde, dit dui op iets wat moes kom. Wie het gekom? Jesus Christus. Hy het die wet vervul. Hy sê wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Jesus Christus. Aan Christus. Laat niemand julle dan van julle prys beroof nie. Wat is jou prys? Jou saligheid, jou vryheid wat jy in die Here het. Jou geregtigheid. Hy sê laat niemand julle van julle prys beroof nie. Hoor nou wat sê hy van hierdie predikers. Al sou hy behaag hê in nederigheid en verering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie. Paulus sê al is hy nederig, al het hy roem en behaag daarin, en verering van engele. Hy sê en indring in dit wat hy nie gesien het nie. En sonder oorsaak opgeblaase wees deur sy vleeslike gesindheid. Die konteks is die wet en die Sabbat. Hoor wat sê in vers 19. En nie vashou aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam deur die gewrigte en die verbindinge en ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word. Met ander woorde, my fokus, my geloof moet wees in die hoof. Wie is die hoof? Jesus Christus en hom as gekruisigde. As julle dan, hoor wat sê in vers 20, as julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle?
Nou wat is die eerste beginsels van die wêreld? Die wettiese gedeelte. Hy sê, waarom is julle, asof julle nog in die wêreld lewe, onderwerpe aan insettinge soos raak nie, smaak nie en roer nie aan nie. Paulus sê, hoekom doen julle hierdie goed? Hoekom is julle onderworpe daaraan? Hy sê, almal wat hierdie gebruik bestem is om te vergaan, volgens die gebooie en leringe van mense. Want alhoewel, hoor nou wat sê hy, het jy al gesien hierdie ouens wat die Sabbat leer, hulle doen net die regte goed. Hulle sal miskien staan en preek en dan sal hulle so, het jy al gesien? Dan sal hulle so maak, dan dink almal, die Here is op baie ou. Want hy lyk nou soos 'n Jood by die klaagmuur. Jy weet, sorry, of hy het hierdie toutjies wat hy dra en hierdie prayer shawl en hy gaan te kere, en dan dink almal, nee, hy sê in vers 23, want alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, dit lyk so wys, you must keep the Sabbath, en hierdie toutjies en ek geniet om dan net laat en dan gaan hulle oor in hulle Afrikaans. Ekskuus, ek bedoel nie bespotting nie, maar ek bedoel, dis wat hulle doen. Want dit is 'n skyn van wysheid. As mense julle van julle prys beroof, wat is julle prys? Jesus Christus, die vryheid wat in hom is, die gesindheid wat in hom is, die saligheid wat jy verkry het deur die geloof. Dis die vryheid. Ek praat nie vryheid om te sondig nie. Paulus sê, moenie julle vryheid gebruik as dekmantel vir die sonde of aanleiding tot die vlees nie. Ek praat nie van vryheid wat jy in die Here ontvang het, dat jy hoef nou nie 10.000 dinge te gaan doen om eers gered te word nie. Hy sê, moenie iemand julle van julle prys beroof nie. Hy sê, alhoewel dit 'n skyn van wysheid, in eie sinnige godsdiens en nederigheid en 'n gestrengheid teen die liggaam geen waarde het nie, maar verstrek tot versadiging van die vlees. Met ander woorde, die wet sal jou vlees versadig. Gaan lees wat sê die woord, Romeine 7. Paulus sê, my vlees, die sonde het aanleiding deur my vlees, het aanleiding gekry. Die sonde het aanleiding deur die wet gekry, en in my allerhande begeerlikhede opgewek. Maak dit sin wat ek sê? Ek gaan dit nou vir u mooi uitsit. Maar onthou die Sabbat, asseblief onthou wat ek sê, die Sabbat wat die 7de dag is, die Saterdag, op die Joodse kalender, dis deel van die wet. Jy kan hom nie uitskuif, hy was deel van die 10 gebooie. Seremoniële wet. Nou die hele wet, ingesluit die Sabbat, sy verordeninge en fees en offers, het gedui op een of ander wyse na Jesus Christus en dit wat hy aan die kruis gedoen het. Onthou wat ek nou gelees het in Kolossense 2 vers 17, hy sê, dit is 'n skaduwee. So waarop dui die wet, die Sabbat, die feeste, wat was die rede vir al hierdie dinge? Is om te dui op Jesus Christus en wat hy op die houtkruis kom doen het. Wanneer jy die tabernakel bestudeer, en ek het al, en dit is so kosbaar om die tabernakel te bestudeer en die offers, jy sal sien dat elke gedeelte, selfs die voetstukke waarin die pale, waarin die 50 boards van die tabernakel was, wat in die woestyn was, selfs die voetstukke dui op Jesus Christus. Die pilare, die penne, alles dui op Jesus Christus op een of ander manier. Die feeste, die Sabbat, het net gedui op die rus wat in die Here te vind is, wat moet aankom. Dat wanneer jy tot bekering kom, rus jy van jou werke. Die Bybel sê dit in soveel woorde, ek gaan dit nou vir die aanhaal. Wanneer jy tot bekering kom, hoef jy nie te werk vir jou saligheid nie. Dit is 'n gawe van God. Kan jy amen sê daarop? Nou, ek kan sien waartoe mense se kop hardloop. Hulle sê, maar as dit nou nie nodig vir heiligmaking, mense asseblief, ek praat nie nou oor dit nie. Ek praat nou van redding en heiligmaking en verlossing wat deur die wet nie kan kom nie, maar wat mense probeer verkry deur om die Sabbat. Dis al rede hoekom hulle die Sabbat wil onderhou. Is hulle dink hulle behaag die Here en hulle dink hulle gaan nou gered word omdat hulle die Sabbat onderhou. Is jy met my? Is ek besig met die verkeerde boodskap hier vanaand? Hebreërs 10 vers 1 sê, want die wet wat 'n skadu het van die toekomstige geweldade of weldade, nie die beeld self van die dinge nie. Hy sê die wet was net 'n skaduwee. Die skaduwee, as hy skaduwee by die deur aankom, sien jy die skaduwee kan uitmaak, dit lyk soos 'n man, dit lyk of hy 'n pak klere aan het, en net so ruk jy daarna, sien jy, hier kom die man ingestap. Die wet was net 'n skaduwee van dit wat moes kom.
Jesus Christus. Dit was net 'n voorloper. Amen. Maak dit sin. Die wet, die feeste, die offers, die lammetjie, alles het gedui op Jesus Christus en wat hy op die kruis kom doen het. En jy kan ook in Hebreërs 9 vers 8 tot 11 kan jy rondom dit gaan lees. Nou, die wet is vervul. Sê bietjie vervul. En onthou die Sabbat is deel van die wet. Is vervul in elke opsig deur Jesus Christus alleenlik. Hy sê in Matteus 5 vers 17, sê Jesus, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Hy sê in Lukas 16 vers 16, die wet en die profete was tot op Johannes. Wat sê hy? Die wet was tot waar? Tot op Johannes. Dis God se woord, Lukas 16:16. Die wet en die profete, met ander woorde wat die profete geprofeteer het, rondom die koms van die Messias en so aan, was tot op Johannes. Daarna word die koninkryk van God met geweld bestorm en ingeneem. Met ander woorde, jy word nou gered en geregverdig en geheilig en behaag die Here. Wie van julle wil die Here behaag? Ek wil. Hoe behaag gekom? Hebreërs 11 vers 6. Deur die geloof. Geloof in wat? In Jesus Christus. Wanneer my geloof solied in Jesus gefook, wil jy God behaag. Hou jou geloof in Jesus en nie in jouself nie, nie in jou eie probeer slaan nie, nie in jou maniere nie, maar in Jesus Christus. En hou jou geloof daar. Daarom sê Paulus in 1 Timoteus 1, hy sê stryd die goeie stryd van die geloof. Die enigste geloof wat God aanvaar, is geloof in Jesus Christus. Dis die enigste manier dat 'n persoon tot redding kan kom. Amen. Hy sê, hoor nou, dis nou baie duidelik, Romeine 10 vers 4. Hoor wat sê Paulus, hy sê, want Christus is die einde van die wet. Mense, kom aan. Hy sê, Christus is die einde van die wet, tot geregtigheid, vir elkeen wat glo. Met ander woorde, wat moet ek doen? Glo. Glo in wat? In wie? In Jesus Christus, en wat hy op die kruis, jy kan dit nie skei nie, maar dit is belangrik om dit te hoor, en ek sal baie klem daarop by regter hierdie boodskap, Jesus en wat hy op die kruis gedoen het. Hy sê, Christus is die einde van die wet. Amen. En die Sabbat, nou sê mense, ja, maar die Sabbat, nee, die Sabbat kom terug. Wanneer lapasheid. Die Sabbat was deel van die 10 gebooie. Dis die wet. Ek kom nou uit waar mense sal sê, ja, maar dit was nie die wet van God, Moses nie, dit was die wet van God. Nou, ek kom nou by dit uit. Ek is nou by dit, maar ek wil net gaan eers in Kolossense 2 vers 14, net hierdie skrifgedeelte aanhaal. Hy sê, en hierdie is ook, hoor nou wat sê hy, die Here het een aan my gepraat oor hierdie versgedeelte. En die hele Kolossense 2, jy kan gaan lees, meeste van Paulus' briewe gaan oor dat ons word geregverdig, geheilig, gered, gereinig deur die bloed van Jesus, my geloof in hom en nie deur die werke nie, nie deur my werke in die wet, nie deur die Sabbat wat ek onderhou nie. Okay? Hy sê in Kolossense 2 vers 14, luister nou baie mooi. En die skuldbrief teen ons. Wat is die skuldbrief, Paulus? Wat met sy insettinge ons vyhandig was. Die wet. Wat net daarna begin hy praat van, moenie dat iemand julle van julle prys beroof nie, moenie dat mense julle oordeel in spys en drank en Sabbat en nuwe maan of so nie. Hy praat die heeltyd van die wet. Hy sê, en die skuldbrief, want die wet eis die heeltyd. Die skuldbrief, teen my en jou, teen ons, wat met sy insetting, met ander woorde God se wet, wat ons vyhandig was, uitgedelg. Waar is die wet? Uitgedelg. Het ons 'n guru nodig, of kan ons net God se woord lees en dit aanvaar? Uitgedelg en weggeruim, deur dit aan die kruis vas te naal. Met ander woorde,
Die wet was tot op Christus. Die wet was tot by die bloed van Jesus. Die wet dui net tot op Jesus is die einde van die wet. Hy sê tot hierso, God het dit teen die kruis vasgenaal. Die wet wat my en jou veroordeel, dat mens nie gered kan word nie. Want wys my, wie kan 613 wette stiptelik, onberispelik, vlekloos bewaar? Hy sê, dit was ons vyandig, want as jy dink jy onderhou die Sabbat nie, dan roer jy 'n ander wet jou. As jy dink jy kry die, roer 'n ander ene jou. 613 wette. Waarvan die 10 gebooie deel van dit is. Hy sê hy het dit aan die kruis vasgenaal. Hoekom? Waar kom my redding nou vandaan? My heiligmaking, my verlossing, my bevryding, deurdat ek my geloof in Jesus plaas en wat hy op die kruis gedoen het. Kyk, as ek julle was, het ek nou God geprys, want dit bring vir my vryheid in my gees. Ek voel soms hoe kom daar 'n fontein van lewe en vryheid in my binneste om te dink, Here, U is lief vir my deur die bloed van Jesus. U het my vrygemaak. Daar's nou vrede, Romeine 5 vers 1. Daar's vrede tussen God en jou deur die bloed van Jesus. God is nie kwaad vir jou as jy gered is nie. Hy's lief vir jou. Kan iemand net iets sê op dit? Julle lyk so ja, so wat, Jesus het gesterf, so wat, what's next? Mense, dit begin en eindig in Jesus. Julle soek bevryding op julle sigarette, op julle drugs, op jou pornografie, op jou, al jou goeders. Weet jy waar is dit te vind? Nie in die onderhouding van wet nie. Want die wet werk nie, hy verwerk net toorn, sê die Bybel. Die wet, hy sê, hierdie vryheid lê in Jesus Christus. Kyk na hom, aanvaar hom. Nou sal mense sê, wat ek nou, het jy al hierdie gehoor? Mense sal sê, ja, maar jy moet verstaan, daar's 'n verskil tussen die wet van God en die wet van Moses. Jy gaan dit ook hoor. Onthou met hierdie goed, as jy nog nie meer te doen gekry het nie, hou net aan leef. Jy sal met dit heavy te doen kry. Hou net aan leef. Jy gaan met dit heavy te doen kry. Mense, hoekom deel jy hierdie goed vanaand? Jy sal dankie moet sê daarvoor. Nie vir my nie, vir God. Want ek gee jou vanaand iets, dat as iemand jou van jou prys wil beroof, kan jy sê, nee. Jesus. En ek gee vir jou skrif na skrif na skrif. Maar mense sal sê, nou kom hulle met 'n ander ding. Ja, maar daar's 'n verskil tussen die wet van God, want die wet van God was die 10 gebooie, en die wet van Moses is die res. Dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê in Johannes 1 vers 17. Hy sê, want die wet, hy praat nie van sekere wette nie. Hy sê, want die wet is deur Moses gegee. Nou kry jy daai teken, wat noem jy dit? Daai punt met die komma. Nee, koppelteken nie. Wat my vrou het onderskeiding en ek weet nie hoeveel goeters nie. Wat noem jy daai ding? Komma. Nee, maar hy het 'n kolletjie bo, 'n kolletjie bo en 'n streepie onder. Wat? Anyway, ons noem dit sommer komma aanhalingpunt. Ons maak ons eie VEK moot ding hier. 'n Komma punt aanhaling. Nou sê hy, die wet is deur Moses gegee. Hy sê, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Ek is so bly vir Jesus. Amen. Nou sal mense sê, ja, maar die wet van God en die wet van Moses, dan gaan hulle aan met hulle. Nee. 2 Korintiërs 3, gaan lees 2 Korintiërs 3 by die huis. Hy praat uitsluitlik van die 10 gebooie. Dan sê Paulus daar, en tot vandag toe wanneer Moses gelees word. Maar hy praat die hele tyd van die 10 gebooie. Met ander woorde, dit wys daarna dat die 10 gebooie ook die wet van Moses genoem word. Amen. Miskien beteken dit nie vir julle ietsie, maar vir iemand wat by die huis sit en kyk, beteken hierdie volgende stelling, want hulle gaan die hele tyd oor en oor hierdie ding moet sit en kyk, om dit ten volle te begryp. Met ander woorde, daar is nie 'n verskil tussen die wet van God en die wet van Moses nie. Die wet is die wet. Finish en klaar. Die wet het gekom deur Moses, die genade en die waarheid deur Jesus Christus. Amen en amen. Finish en klaar. Net daar. Nou is die vraag, wat was dan die doel van die wet? Wat is die doel van die wet? Wel, as jy jou Bybel lees, en ek het net 'n paar skrifte aangehaal, want ek wil net die volgende sê. Wanneer ek op straat te bedien, mense bedien, ek stop hulle en praat met hulle en wil hulle na die Here toe lei, en daar's 'n sekere manier om dit te volg. Maar jy gebruik die wet om daai persoon
na die Here toe te kry. Nou sê iemand, maar hoe so? Want daai ou moet veroordeel staan voor God. Hy moet hulpeloos voor God staan en dis die doel van die wet. Hy veroordeel jou, hy maak jou hulpeloos, hy kla jou aan, hy trek jou kaal uit die wet, hy delg jou hart uit dat jy geen hoop het nie. En nou is hy reg vir genade. So ek gebruik die wet, maar die Bybel sê die doel van die wet. En mense, dis 'n manier wat mense moet volg daar en ek gee opleiding rondom dit. Maar 2 Korintiërs 3 vers 7 sê, hy praat van die 10 gebooie en hy sê as die bediening van die dood. Wat word die wet, spesifiek die 10 gebooie in hierdie gedeelte genoem? Die bediening van die Wat doen die wet? Hy maak dood. Met letters op klippe gegraveer. Dit wys vir jou dis die 10 gebooie. In heerlikheid was. Nou praat hy aan en nou sê in vers 9. Want as die bediening wat veroordeel. Hy praat nog steeds van die 10 gebooie. Hy het nou eers die bediening van die dood genoem, nou noem hy dit die bediening wat veroordeel. Die wet veroordeel. Hy maak jou dat jy geoordeeld is. Wie van julle voel so baie keer onder oordeel, jy het so min vrymoedigheid voor die Here, jy wil niks eers doen nie, want jy's altyd onder oordeel. Dit wys vir my, daar's iewerste, jy probeer God iewerste deur wet dien, want die wet veroordeel. Amen. Maak dit sin? Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Gee God eer, man. Daar is geen veroordeling nie. Hy noem dit in vers 11 van 2 Korintiërs 3, hy sê, want as wat moes vergaan, hy noem die wet wat moes vergaan, en dan in vers 13 sê hy, die einde van dit wat moes vergaan, hy noem dit die heeltyd, en dan praat hy sê daar, nou praat hy van mense wat die wet aanhaal, hy sê, en wat die wet onderhou en die wet bly, kyk maar na ouens, hier was vanmôre 'n dame in hierdie kerk gewees, wat met trane oor haar oë gestaan, terwyl sy van gesê het, haar seun het haar afgeskryf, as gevolg van die Sabbat, vanmôre. Haar seun het gesê, ek wil niks hoor nie, niks. En dan gee hom skrif en sê, ek wil dit nie hoor nie. Nou, wat moet jy met so ou doen? As hy nie die waarheid wil hoor nie, nou wat nou? Verstaan jy wat ek sê? Nou kan jy net sê, okay. Kom ons kyk na die res van die wet. Hoekom? Dan gaan hy veroordeeld staan, dat hy besef, ek het geen meer hulp nie. Nou kan jy hom na Jesus toe lei. Amen. Want as jy Jakobus 2 vers 10, as jy een wet, as jy die Sabbat, jy kan die Sabbat onderhou, maar breek jy een van die ander wette, as jy veroordeeld, dan het jy al die wette gebreek. En onthou, elke ongelowige, as jy vanaand hier sit en jy het nog nie hart en lewe vir Jesus gegee nie, as jy nou moet doodgaan en jy behoort nog werklik nie aan Jesus nie, sê die Bybel op oordeelsdag gaan jy deur die wet geoordeel word, want jy het nie Jesus aanvaar nie, en ons weet net, jy gaan nie vrykom van daai ene nie, ek ook nie, maar dank God vir Jesus Christus. Amen. Mense, verveel ek julle. Hy sê ja, vers 15, hy sê ja tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, ekskuus, ek wil net eers vers 14 lees, hy sê, maar hulle sinne is verhard, hy praat van hulle wat die wet aanhang, maar hulle sinne is verhard, wat tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament, dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word, hy sê hierdie bedekking, die ouens se oë, soos daai man, wat ek nou van praat, sy oë, die Sabbat, en ek skryf almal af, en sy sinne is verhard, dis nog 'n ding wat hy weet doen, is hy maak jou hart. Hy sê ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, en hy praat die hele tyd van die 10 gebooie, daar haal ek dit aan, vers 5, ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Kom ons kyk net na een gedeelte, ek het nou vir u gesê, vers 9, wat die wet ook doen. En jy kan nou by die huis gaan lees, maar Romeine 3 vers 19 sê, hy praat van, wat die wet sê hy vir die wat onder die wet is, hy sê, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doenwaardig kan wees. Dis nog 'n funksie van die wet, dat die hele wêreld se monde gestop kan word, en die hele wêreld doenwaardig voor God is. Dat jy kan sien, ek kan nie gered word deur die wet nie. En nou sê hy in Romeine 3 vers 20, deur die wet is die kennis van sonde. Jy weet wat sonde is as gevolg van die wet. Amen. Is jy nog met my?
Nog 'n funksie van die wet, van onder wat die Sabbat insluit, Galasiërs 3 vers 24. Hy sê, die wet was dus ons stigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof. Wat was die doel van die wet? Kyk gou hier. Wat is 'n tugmeester? Weet julle wat is 'n tugmeester? My pa het tugmeesters gebruik terwyl ek groot geword het. Sy beld, so hierna het hy Sambok mee gedreig, dank God het my nooit meer dit geslaan nie. Ek het dit nodig gehad. Sy hand, dit was die seerste. Sy pantoffel, sy noem dit. My ma, nee, daai tannie het wild geword hoor. Sy vat sommer enige tugmeesters in en sy slaat jy met 'n borrel met 'n telefoonboek. Verstaan jy wat ek sê? Jy moet net keer en dan lag jy nog intussen. Verstaan, hy praat van lank terug, jy weet. Tannie, wat doen tannie, weet? Maar 'n tugmeester dryf jou. Hy sê die wet was ons tugmeester na Christus toe. Wat doen die wet? Hy dryf jou na Christus toe. Die wet was ons tugmeester na Christus toe, sodat ons deur die geloof geregverdig kan word, sodat ons geregverdig kan word deur die geloof. Amen. Ek wil nou begin afsluit, ek wil nie te veel tyd opneem en ek wil jou ook nie verloor nie en dit lyk of ek jou verveel. Verveel ek jou? As ek jou verveel, dan sê ek nou maar jammer. Maar in 1844 het sommige disippels van Moses 'n openbaring gehad. Ek weet nie wie van julle het al dit gehoor nie. Sommige disippels van Moses het 'n openbaring gehad dat die Sondagbyeenkoms die merk van die dier is. Het jy al gehoor, hulle sê as jy Sondag kerk toe gaan of jy aanbid die Here op 'n Sondag, het jy nou die merk van die dier ontvang. Met ander woorde, jy kan nie gered word nie, want die Bybel sê hulle wie die merk van die dier ontvang, is jy kan nie gered word nie. Dit is verby. Jy weet, daar was 'n openbaring wat in 1844 gegee was. Maar nêrens, jy met jou gesonde 4-5 kg brein, as jy die woord bestudeer, gaan jy nêrens in die woord kry, waar daar gesê word dat Sondag is die merk van die dier nie. Maar hierdie ouens het 'n openbaring gehad, my maat, en moet jy nie met hulle stry nie. Hulle is slimmer as jy, hulle het openbarings gehad, en hulle wil nie van jou hoor nie. Verstaan jy wat ek sê? Nou het jy die merk van die dier omdat jy op 'n Sondag gaan bid, want die paus het moet dit nou verander. Die paus het dit nooit verander nie. Gaan na die geskiedenis toe. Johannes, die disipel van Jesus, sy disipel was Polycarp en onder Polycarp was en jy kan gaan aanlees die disipels van Johannes van Jesus se tyd af, hoe hulle die hele tyd gepraat het, lank voordat Konstantin in die prentjie gekom het. Praat hulle die hele tyd van hoe die Sondag die volgens God se woord die dag van aanbidding moet wees. Maar die nuwe leringe vir al die adventiste sal vir jou probeer laat verstaan, jy is onder oordeel, my maat. Jy gaan geoordeel word as jy op 'n Sondag aanbid. Geliefdes, dis dwaal leer. Jy gaan dit nie vir my in God se woord eers amper kry nie. En ek weet ek praat hard, maar ek is bekend daarvoor om sulke kontroversiële boodskappe te verkondig en om hard dit te verkondig. En die voordeel is, ek werk nie vir jou nie, so jy betaal nie my salaris nie. Inteendeel, ek trek al vir 11 jaar nie 'n salaris in die bediening nie. Die Here sorg vir ons. So, jy gaan my ook nie sê wat ek moet verkondig nie. Amen? Amen. Maak dit sin wat ek sê? Ek sal God se woord preek. Amen. Amen. So nêrens in die Bybel word dit aangehaal of verduidelik dat Sondag nou die merk van die dier is nie. Nou, ek gaan nie die skrifte nou aangaan nie, ek gaan dit net vir jou vinnig noem, so skryf neer, of ek kan vir my notas e-mail. Jy moet net van jou e-mailadres SMS, want dit moet nie vir my na die tyd gee nie, want ek gaan dit nie onthou nie, en ek gaan nie nou neerskryf nie, so SMS dit vir my, as jy nie my nommer het nie. Ja, jy weet, kyk maar op Facebook, of gaan deel in alles.co.za, jy sal my goeders daar kry, ek sal vir die goeders forward. Markus 16 vers 1 en 2, Johannes 20 vers 1, Openbaring 10 vers 1. Maar hierdie twee skrifte in die evangelies verduidelik vir ons dat Jesus het op 'n Sondag opgestaan uit die dood. Die vraag is, hoekom is ons vandag hier bymekaar? Want dis die dag van die Here. Dis die dag wat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Jesus uit die dood uit opgestaan het hy 2 keer saam met sy disippels op 'n Sondag vergader. 2 keer. Dis in Johannes 20 vers 19
en vers 26, het Jesus 2 keer, 'n week uitmekaar uit, elke keer op 'n Sondag, het Jesus aan sy disippels verskyn en saam met hulle, het hy met hulle gedeel, die woord van God gedeel. So as Sondag nou die merk van die dier is, wat sê julle daarvan? As Sondag nou so verkeerd is, wat sê julle daarvan? Ja, dis al wat jy het. Amen. Want Jesus self het op die Sondag opgestaan en hy het met sy disippels het hy gedeel op die Sondag. Die wet was gegee gewees op 'n Sondag. Op die dag van Pinkster. Weet julle wat beteken Pinkster? Ons sit in 'n Pinksterkerk. Weet jy ooit wat beteken die woord Pinkster? Dit beteken die 50ste dag. Wat het op die 50ste dag gebeur? Jesus het die Heilige Gees gestuur. En mense op Pinksterdag was gevul gewees met die Heilige Gees. Maar waar kom Pinksterfees vandaan? Dit was nie net daar in Handelinge 2 waar dit kom al van die Ou Testament af. Die wet was op 'n Sondag gegee gewees. Pinksterdag, Levitikus 23, Pinkster, die Heilige Gees is uitgestort op 'n Sondag. Op 'n Sondag is die Heilige Gees uitgegiet, want die Pinksterdag het die dag na Sabbat geval, dis 'n Sondag. En op Pinksterdag was die Heilige Gees uitgegiet, met ander woorde, dit was 'n Sondag. Hoekom is ons vandag mekaar? Want Jesus het opgestaan uit die dood op 'n Sondag, hy het met sy disippels vergader op 'n Sondag, die disippels, hy gaan nou by dit uitkom, het vergader op 'n Sondag, die Heilige Gees is uitgestort op 'n Sondag. So dit is nie sonaanbidding en snaakse goed en maan en allerhande snaakse aanbidding nie. Jy sien, die mense gaan jou onder oordeel wil bring, onder verwarring wil bring. Maar kyk net na wat sê God se woord. Pinkster was op 'n Sondag, Levitikus 23 vers 15 en 16. Exodus 19 kan jy kan gaan lees daar verder en so aan. Op Pinksterdag was die kerk gebore. Luister gou hierna. Op Pinksterdag was die kerk gebore, op 'n Sondag. Onthou jy dit? En op die dag van Pinksterfees was hulle almal eendragtig met mekaar en skielik kom daar 'n geluid soos van 'n geweld. Toe is die kerk gebore op 'n Sondag. Amen. Hoeveel mense het tot bekering gekom op 'n Sondag? 3000. Hoeveel mense het op Pinksterdag onder die wet gesterwe toe die wet gegee was? 3000. Toe die wet gegee was op die berg Sinaai, wat het gebeur? 3000 mense het gesterf. Die wet bring veroordeling. Op Pinksterdag in die Nuwe Testament, toe die dag van Pinkster aanbreek en die Heilige Gees vul mense, kom 3000 mense tot bekering op 'n Sondag. Nou wat wil hulle nou vir my sê? Wat wil u vir my nou vanaand sê? Dat daai ons is verloor omdat hulle op 'n Sondag die Gees van die Here ontvang het? Kom aan, moenie dwaal nie. Moet ook nie 'n dwaas wees nie. Skud jou kop dat jy oor jou kan wakker klap of doen net iets. Maar die woord van die Here sê 3000 mense het tot redding gekom op 'n Sondag. Amen. Ek studeer hierdie Sabbat nou al baie lank en dis ook vanaand 'n bietjie vrymoedigheid neem om daaroor te praat. Want jy word ook nou gekoop vanaand. Verstaan jy? Jy word gekoop. OK. Hoor wat sê nou is die vraag, enige aanduiding in die Nuwe Testament dat ons die Sabbat moet onderhou? Is daar enige aanduiding in die Nuwe Testament dat ons die Sabbat moet onderhou? Nêrens. Jy sien, Romeine 14 vers 5 sê die volgende, hoor bietjie wat sê hy. Die een ag die een dag bo die ander. Paulus sê, die ander ag al die dae gelyk. Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy sê een ag die een dag hoor as die ander een. Die ander een ag almal gelyk. Ek is een van hulle. Elke dag is my Sabbat, want ek behoort aan Jesus Christus. Amen. Amen. Ek gaan begin afsluit, en ek wil julle nie verloor nie. So ek gaan afsluit. Ek het nog baie wat ek met julle wil deel. Ek gaan net hierdie gedeelte klaarmaak. Hy sê, hy wat die dag waarneem, Romeine 14 vers 6, hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van die Here. En hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar tot eer van die Here. En wie eet tot eer van die Here, en hy wat dank God, en so gaan hy aan. Met ander woorde, hy sê, die ou wat sê, nee, hierdie dag is my belangriker, hy sê, dus vir daai ou, is dit 'n dag wat belangriker is, hy sê, dat elkeen sy eie gemoed oortuig wees. Amen. Kan ek nog een punt aanhaal, dan sluit ek regtig af. OK, ek weet, pastoor, kan ek nog een punt aanhaal? Nog een punt? Of ek is ons klaar? Ek gaan net nog een punt aanhaal. Is dit sonde
om op 'n Joodse Sabbat nie te rus nie? Met ander woorde, moet jy op 'n Sabbat rus. Moet jy rus nou? Daar staan nêrens in die Nuwe Testament, nie een plek waar daar sê dat die Sabbat is op 'n Sondag, in die eerste plek nêrens nie, en die tweede plek waar jy moet op 'n Saterdag in die Nuwe Testament, waar jy, as jy dit nie doen nie, gaan jy hel toe. Nêrens, nie een plek nie. Amen. Nie een plek nie. 9 van die 10 gebooie, 9 van die 10 gebooie word in die Nuwe Testament aangehaal as die vrugte van die vlees. Nêrens staan daar dat die Sabbatsbrekers nie die koninkryk sal beerwe nie. Nêrens. Weet, as jy in Handelinge 15, ek gaan dit nie vir jou lees nie, maar Handelinge 15, daar vers 24 en 29 gaan lees, sal jy lees dat die broers het bymekaar gekom. Daar was 'n stryd wat ontstaan het oor, moet hulle die wet onderhou, moet hulle die wet onderhou, moet hulle die Sabbat onderhou, moet hulle besny word. En die broers het bymekaar gekom in Jerusalem en hulle sê die volgende woorde. Hoor bietjie wat sê hulle. Hy sê in vers 28, sê Jakobus, hy praat, hy sê, want nou daar mense tot bekering gekom en sommige Jode het vir hulle gesê, julle moet die Sabbat onderhou, julle moet besny word, julle moet die wet onderhou. Nou kom die broers mekaar en hulle skryf hierdie brief aan hierdie nuwe bekeerlinge. Want die Heilige Gees en ons het besluit om verder geen las op julle te lê nie, as hierdie noodsaaklike dinge, dat julle onthou van afgodsoffers, bloed van wat verwrig is en van hoerery. As julle hiervan onthou, sal julle goed doen. Vaarwel. Met ander woorde, nêrens staan daar dat die Sabbat is een van hulle nie. Hy sê die Heilige Gees ons het besluit dat julle hierdie dinge moet doen. And that's it. Amen. Met ander woorde, daar is die Sabbat. Ek gaan afsluit. Die Sabbat dui op Jesus Christus. Die Bybel sê in Hebreërs 4 vers 9 en 10. Hy sê so is hy wat op die Sabbat, hy sê die Here, hy leer ons dat die Here is ons Sabbatsrus en hy sê dat so moet ons in sy rus aangaan om van ons werke te staak. Met ander woorde om hom te aanvaar en in hom te wandel vir wie hy is. Jy sien, geliefdes, ek sluit af. Ek weet ek het vanaand 'n lering gegee, maar is nodig vir lering, nê? En ek is nou omtrent eers in die helfte. Ek kan in baie detail gaan, maar ek weet ook tyd is 'n probleem, want mense verloor konsentrasie, julle soos ek, julle verloor ook konsentrasie. En dankie dat ek boring is, natuurlik. Het feit dat julle konsentrasie verloor sê ek's boring, maar nietemin nee, ek speel. So hoor mooi wat ek vir sê. Ek het vele ander aantekeninge wat ek vir jou kan stuur. Mense gaan jou probeer van jou prys beroof, jou vryheid wat in Christus is, en jy gaan dit kry. Glo wat ek vanaand vir jou sê. Skryf hierdie datum en die tyd neer wat ek vir jou sê. Jy gaan dit kry, dat jy op 'n tyd gaan kom in jou lewe, waar jy confused gaan begin raak. Waar mense jou gaan probeer confuse. Ek het met 'n persoon gepraat, wat al jare in die bediening staan, wat baie bekend is. Hy sê, dit het amper sy geloof vernietig. Hierdie ding. Soveel mense sê vir ons, kry in hierdie week, sê ek 4 oproepe. 4. Wat gaan aan, moet ons nou die Sabbat onderhou? En sê ek, nee, wow. Jy weet, Maritza, dan sê sy, wow, sy praat met die mense hoofsaaklik. Met ander woorde, mense raak confused, want hulle deel hierdie goeters met mense. En sê, maar jy moet die Sabbat, en as jy nie die Sabbat, ou boetie. En hulle hamer op die Sabbat, hulle Sabbat is amper hulle God. Hulle Sabbat is hulle God. Nee. Jesus Christus is God. En hy is die Sabbatsrus. Amen. Dis nie nodig vir my om 'n dag te onderhou om iets te bewys nie. Want nêrens sê dit in die Nuwe Testament dat ek dit moet doen nie. Nêrens. Nou sal hulle sê, maar ek gee julle $1 miljoen of $1 miljoen rand as julle vir my kan wys waar die Sabbat verander het na Sondag toe. Ek moet net nie in so 'n diens wees nie. Eintlik moet ek sal daai geld dan net daar pocket. Weet, meeste mense ken hierdie woord van God nie, so hulle gaan niks sê nie. En mense gaan nie hulle voor almal aanvat nie. En die derde punt is dat dis 'n verskuilde en dis 'n misleidende vraag. Amen. Ek het net vir jou gewys dat Sondag en die skrifte gaan aan. Ek het maar net 'n paar skrifte aangehaal waar die Sabbat mooi uiteen gesit word. Dat die broers Sondag bymekaar gekom. Paulus sê in 1 Korintiërs 16, hulle het op 'n Sondag, die eerste dag van die week wat 'n Sondag is, bymekaar gekom. Amen. En ek het nou vir die bewys. Maak dit sin vanaand. Amen. Kom ons sluit ons oë. Hierdie reeks wat ek in my hand vashou, is 'n 8 DVD reeks en ek wil vir julle sê ons het al honderdes van hierdie DVD's verkoop
wat deur ons bediening gegaan het, wat al baie mense by die Here uitgebring het en al vir mense regtig waar geseën het. Ons het vir mense onlangs gaan groet wat op pad Israel toe was en hulle het gesê dat hierdie reeks het my oë oopgemaak. En soveel mense bel en sê dat ons oë het oopgegaan en ons sien en ons verstaan nou waaroor die boek van Openbaring gaan en ander onderwerpe in die Bybel, want hierdie reeks sluit onderwerpe in soos die tekens van die tye, die afvalligheid van die laaste dae, die herstel van die derde tempel, die wegraping verduidelik deur middel van die Griekse teks, die 7 seels, 7 wassyne, die 7 skale, die bruid en die vrou van Christus, dis wat is die verskil tussen die bruid en die vrou van Christus, die wit troonoordeel en die regterstoel van Christus, wat is die verskil tussen hierdie twee oordele, die hemel en die hel, en dan die laaste DVD is 'n musiek, video, DVD bonus. En hierin staan ons stil by die onderwerp en ons praat daaroor. Byvoorbeeld by die hemel en die hel praat ons oor, wat sê die Bybel? Wat is in die hemel? Waar is die hemel? Hoe lyk die hemel? En in die hel sê die Bybel vir ons, wat is in die hel? Waar is die hel? Hoe lyk die hel? Wat kan die mense verwag wat hel toe gaan? En dis natuurlik om mense te waarsku sodat hulle tot bekering sal kom. En dan al die ander onderwerpe. En ek wil vir julle sê dat mense het al uitgekoop wat dit vir hulle Bybelskole gegee het, dat hulle daarna kyk en daaruit leer. En jy kan ook hierdie DVD-reeks bekom en dit sal vir jou 'n baie, baie groot seën wees. Hierdie reeks kos slegs R170. Dis 8 DVD's, maar is omtrent so 15, 16 preke op DVD's met musiekvideo's en goed tussenin. So met ander woorde R170. En ek wil vir julle sê, daar's nie geld wat jy kan uithaal om in jou eie geestelike lewe te belê, die kwaliteit daarvan nie. So ek wil julle vra, koop asseblief hierdie reeks, R170 en dan natuurlik moet die koerier geld bykom, dis nog 'n ekstra R100, so R270, dan laat die koerier dit by u huis af. Bestel asseblief hierdie reeks, dit gaan vir u 'n baie, baie groot seën wees, en jy sal dit verseker gebruik in jou selgroepe, en jy gaan, as jy hom het, gaan jy koppies daarvan maak, en jy gaan dit vir mense gee, en jy gaan mense nooi om by jou huis te kom kyk, en jy sal self sien wat dit vir jou beteken in jou eie geestelike lewe, en hoe dat ander mense tot bekering kom, as gevolg van die boodskap en die salwing van die Heilige Gees wat daarop rus. Ondersteun ons, ek wag vir die SMS, die Here seën. Geliefdes, deur die genade van die Here, reis ek die land deur en bedien woord en sang, en ek wil u aanmoedig om my te nooi na u gemeente vir sangbediening. En wanneer ek sang bedien, bedien ek ook woord tussenin. En ek sing al hierdie ou Pinksterliedere uit die hart uit, man. Pinksterliedere soos ons gaan juig daar in die hemel, hierdie ou koortjies, en dan al die lof en al die eer. Ek oor die waterstrome val, bring dit my nader te wees soos Jesus. Ek weet die Here maak 'n weg, die Here is my herder en so voorts. En het al van my musiek gehoor op kruis kyk. Maar ek wil u aanmoedig, bespreek my, dat ek na u gemeente kan kom, of u byeenkoms, waar ook al dit mag wees, enige, vergeef my Engels, maar enige event, daar gaan ek, en ek kom bedien nie met sang, en as u vir my sê, wil woord bedien, dan bedien ek, u wil ek met woord bedien, dan bedien ek woord, maar maak met ons kontak, bespreek my, en ek weet, die Here gaan u seën. As daar een ding is, wat ons beleef in ons bediening, oor en oor, waar ons kom, is die salwing van God se Gees, en baie van u wie ons bediening ken, en ons bediening volg, weet waarvan ek praat. Die salwing van die Heilige Gees, wat rus op hierdie bediening, dis woorde kan dit nie beskryf nie, en dis al wat ek ook wil hê, is die salwing van God se Gees op die mens, om mense in die teenwoordigheid van die Here in te lei, en te vloei soos die Gees van die Here mens beweeg. Maak vandag met ons kontak, bespreek ons, om te kom na enige 'n funksie wat jy het, of wat ook al vir sangbediening, of natuurlik woordbediening, net soos die Here u lei, maar maak met my kontak. Ek wag vir die oproep. Die Here seën. Jesus, Jesus,
that he might have chosen to follow him. Others with learning and grade A distinctions to follow him. Men with authority and forceful ability, who know how to speak and be heard. I don't know exactly why I'm here at home, but today I follow my Lord. It was business as usual till I heard him say to me, follow me. I left everything behind me the day Jesus said to me, follow me. I emptied myself for my whole life completely, with no thought that this could be wrong. And as long as I follow the steps of the Master, I know I'm where I belong. For he chose me. He chose me. And I could not say no when he said, follow me, and you'll be a fisher of men. And from